Goeiemôre vriende, ons vertrou dat u 'n heerlike nag se rus gehad het en dat u kan sien vir hierdie nuwe dag en dat u ook u self gewapen het met die waarheid van die woord voor u vanmôre daar uit u huis beweeg het. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons ook sal seën by hierdie oordeenking en dat die waarheid van sy woord tot ons hart sal spreek. Dit is juis die opening van die woord wat ons wysheid gee. En daarom is die gebed van my hart dat u nie net die oordeenking sal luister in die oggende nie, maar dat dit u sal aanspoor en aanvuur om self 'n student van die woord te word. Want soos ons die Bybel bestudeer, so leer ons die Here ken, ons leer onsself ken, ons leer hierdie wêreld ken, ons sien waarom die wêreld lyk soos hy lyk, en ons besef maar net die enigste antwoord vir hierdie goddelose en bose geslag is 'n terugkeer na die Here, om hom te dien en hom lief te hê, met ons hele hart, met ons hele siel en met al ons krag. En ons is tans besig met hierdie baie besondere boek van wysheid, die boek Spreuke. Nou vriende, ons vind in die boek Spreuke kort gesegdes, dinge wat 'n mens maklik kan onthou, wat so van toepassing is op die hier en nou, op die lewe wat ek en jy leef. En ons het gister 'n bietjie gekyk na die gedagte van die tong. En ek het vir u gesê, die mond van die regverdige is 'n fontein van die lewe, maar die mond van die goddelose verberg geweld. En u sal onthou, ons het bietjie stil gestaan by die baie belangrike gedagte dat die mond dan ook van so aard moet wees, dat wanneer ek praat, mense kan sien wat in my hart aan die gang is. En daarom moet 'n kind van die Here se mond dan ook weerspieël wat in sy hart aan die gang is. Die woord van die Here leer vir ons dat die mond van die regverdige is 'n fontein van die lewe. Dit bring lafenis, dit bring vir mense oplossings in hulle moeilike situasie. Die mond van die regverdige bring vir die wêreld wat hopeloos is, die boodskap van Christus. In die eerste plek dat hy ook my sondes kon vergewe het, en dat hy ook genadig en barmhartig is en ander se sonde wil vergewe. Nou vriende, vanmôre kom ons by die baie belangrike gedagte uit hier in vers 12. Daar staan: haat verwek twiste, maar liefde bedek al die oortredinge. Nou as ons dink aan die gedagte van haat, vriende, dan moet ons met mekaar eerlik wees dat hierdie wêreld gevul is met haat. Dink aan die oorloë, die afgelope 150 jaar. Een nasie staan teenoor die ander op. Duisende, miljoene mense het hulle lewens verloor omdat een nasie die ander haat. Ons kyk na die rolprente van vandag, ons kyk na Netflix, ons kyk na die sepies, en ons sien dat haat diep gewortel is in mense se harte, en dit ook tevoorskyn kom in hierdie rolprente, in hierdie sepies. Waarom? Want u sien, dit is die gedagtegang van die normale mens van vandag. Die meeste mense dink om te haat en dan vergelding te soek is die lewe. En dit bring 'n satisfaksie by mense, maar ongelukkig later hartseer gevolge. Kyk maar vandag na die deursnee huwelik, kyk na die deursnee gesin, families, kerke, vriendekringe, en ons sien haat wat diep gewortel is tussen mense. En jy sien hierdie gedagte van haat, vriende, is om 'n diep gevoel van bitterheid te hê in my siel teenoor 'n ander persoon. Dis om iemand anders te verwens, wat ek in my hart miskien 'n vete mee het. Baie keer weet daardie persoon nie eens daarvan nie. Hy of sy het miskien iets gedoen en hulle weet nie eens regtig wat hulle gedoen het nie, maar ek koester hierdie haat en ek doen alles in my vermoë om hierdie gedagtes van bitterheid dan te huisves, om later, as ek my sin kry en my beer kry, daardie mense te na te kom. As ons gaan kyk in die Bybel, dan sien ons baie duidelik dat die Here vir ons sê dat ons nie moet haat nie. As daar een is, vriende, wat kon haat, dan was dit God gewees. Want u sien, ons het soveel keer al oortree teenoor sy heilige gebod en sy heilige naam. As daar iemand is wat die mens kon haat, dan was dit die God van die Bybel. Hy kon ons lankal verdelg het as hy wou, wat ons al soveel gedoen, wat sy regverdige vergelding verdien. Maar die Bybel sê vir ons, maar so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. In plaas van haat gee God liefde, en dis presies die oplossing hier in vers 12. Haat verwek twiste. Haat bring skeiding, haat bring verwydering, haat bring 'n menigte van sondes. Maar liefde bedek al die oortredinge. As ons kyk na God se liefde, in plaas van die haat wat hy vir ons eintlik moes gee, en die vergelding wat eintlik moes plaasvind, dan staan ons verbaas oor God se oneindige liefde teenoor die mens. En nou roep hy ons as kinders van hom op, en hy sê, my kinders, moenie haat nie, maar liefde bedek al die oortredinge. En vriende, hierdie liefde is nie hierdie Hollywood soppie liefde wat hulle vandag aan ons wil uitbeeld, wat niks anderste as 'n seksuele perverse gedagte is nie. Die liefde van die Bybel is amper in die vorm van 'n werkwoord.
Die Bybel sê vir ons, die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Die liefde is lankmoedig. En dan leer die Bybel vir ons daar in 1 Korintiërs 13 vers 5 die volgende. Dit was my so kosbaar toe ek dit dan ook nagevors het, want u sien, die Ou en Nuwe Testament is deur een outeur ingegee, en dit is God self. 1 Korintiërs 13, die liefdeshoofstuk sê, die liefde handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie. Is dit nie vir u mooi nie, dat hierdie liefdeshoofstuk wat mense baie keer by troues lees, dan nie regtig in mense se lewens na vore kom nie. Hulle lees hierdie pragtige 1 Korintiërs 13, en wanneer die man of vrou met mekaar haks raak, dan begin daar bitterheid opborrel, haat later, wat later uitloop op vergelding, en die hartseer gevolge is die egskeidingshof. Terwyl die Bybel vir ons sê, haat verwek twiste, maar liefde bedek al die oortredinge. Dit is belangrik om te sien, vriende, dat 'n liefdevolle hart is 'n hart wat ook die oortreding van 'n ander bedek. Dit hang nie altyd die oortreding van 'n ander aan die grootlok nie, maar is juis hierdie gesindheid van hart, waar ek sê, Here, ek is van baie sondes vergewe. Here, ek moes regverdige vergelding ontvang het vir my dade, en dit sou uitloop op die ewige poel van vuur, maar dankie Vader, dat u in Christus liefde aan my kom openbaar het, en dat u deur u kosbare bloed my oortredinge bedek het, en dat ek nou voorspoedig kan lewe. Voorspoedig in die sin om heilig en sonder gebrek voor die Here te staan. 1 Petrus 4 vers 8 sê vir ons hierdie baie besondere woorde. Maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Hierdie vurige lief hê het weer niks te doen met die seksuele Hollywood perverse gedagte nie. Hierdie vurig lief hê is om werklik vanuit my hart mense lief te hê. Dis nie 'n uiterlike vertoon of 'n klompie woorde wat ek uitspreek en my hart is eintlik bitter en koud en haatlik teenoor mense nie. Nee, die Bybel sê vir ons baie duidelik, ons moet mekaar vurig lief hê, want die liefde bedek 'n menigte van oortredinge, van sondes, van dinge wat aan my verkeerd gedoen word. En dit is presies wat Spreuke 10 vers 12 vir ons leer. Die liefde bedek al die oortredinge. Miskien luister jy vanmôre na my en jy sê vir my, maar Gerard, luister, jy het nie idee waardeur ek gegaan het nie. Jy weet nie wat het my pa aan my gedoen nie. Jy weet nie wat het my werkgewer aan my gedoen nie. Jy weet nie wat het my vorige man aan my gedoen of my kinders aan my gedoen nie. Jy weet nie wat in my lewe aangaan nie. Is maklik vir jou om te praat. Vriende, net voor u hierdie afleiding maak. Ek is 'n mens soos u 'n mens is. Ek het die afgelope klompie jare deur traumatiese dinge gegaan soos u miskien gegaan het. Daar het dinge in ons familiekringe gebeur soos daar miskien in u familiekringe gebeur het. En ek wil vir u sê, die Here moes my kom leer het om nie te haat nie. U sien, haat is die logiese uitvloeisel van 'n sondige hart. En ons is sondaars uit genade gered. U moet tog nie hierdie leuen glo dat ons nou ewe skielik nie meer sondaars is nie. Ja, ons is nie meer sondaars verdoem deur God op pad na ewige hel toe nie, maar ons nog steeds sondaars uit genade gered. Ons is elke dag bewus van ons sondige toestand. Ons besef dat as dit nie vir Christus was wat ons vergewe het nie, was dit 'n hopelose saak, en daarom staan ons in sy liefde, in sy verlossing, in sy genade, maar ons is deeglik bewus daarvan dat ons natuur aanhoudend moet verander, dat die nuwe natuur deel van ons lewe kan word. Christus wat ons gered het, uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig, sê vir ons in Romeine 6, dat ons, soos ons die sonde gedoen het, nou ons lede tot beskikking van die Here moet stel om die geregtigheid te doen. Dis 'n deurganse proses. Lê die sonde af, bekleë jou met die waarheid van God, en dis presies dieselfde. Wanneer haat in jou lewe na vore kom, wanneer daar 'n bitter gevoel teenoor mense na vore kom, wanneer jy iemand se naam hoor en jy voel, man, ek wil hierdie ou eerder aan sy strot gryp en hom wurg, dat die lewe uit hom uitgaan, dan besef jy, maar God sê vir my, sy opdrag aan my, sy voorbeeld was gewees in Jesus Christus, wat ons lief gehad het met 'n ewige liefde, en die Bybel sê ek moet in Christus se voetspore volg. Wat doen ek? Ek kruisig hierdie haat. Ek sê, Here, ek lê haat af, en ek neem hierdie liefde op. Here, gee my krag om ook ander se oortredinge te bedek, al is dit aan my gedoen, want Here, ook ek het al in my lewe ander te nagekom. En so leer 'n mens. So kom die Heilige Gees, deur die woord verander hy ons denke, verander hy ons gesindheid, verander hy ons gedagte, om in plaas van haat uit te deel, liefde vir mense te gee. Hierdie liefde wat soos 'n kombers
oor daardie persoon se lewe gaan. En ek wil vir u sê, dis nie aldag maklik nie. En dan wil ek vir u sê, dis onmoontlik om dit uit te leef as die Gees van God nie in ons woon, om dan ook hierdie waarheid in ons lewens te werk en dan ook tentoon te stel nie. Mag die Here vir jou en vir my genade gee, dat ons sal besef dat haat, vriende, om haat te koester, is eintlik maar hier 'n diep gewortelde probleem in my hart, wat net allerhande dinge in my lewe gaan laat plaasvind, wat liefs kon gebly het. Dit kan verhoudinge skeer, dit kan my liggaam siek maak, en so kan ons aangaan. In plaas daarvan, kyk na die Bybel, kyk na God se liefde aan jou as sondaar, en bewys liefde aan ander, tot verheerliking van die Here. Liefde is nie bly saam met die ongeregtigheid nie, glo my. Liefde is nie om sonde onder die mat in te vee nie. Liefde is juis wanneer hierdie sonde aan die lig gekom het, nog steeds mense te vergewe, en hulle lief te hê, omdat Christus jou liefgehad het. Mag die Here genade gee, dat ons hierdie groot waarheid, hiervan uit Spreuke 10, daarvan af vers 12, ter harte kan neem en uit te leef, tot eer van sy wonderlike naam. Mooi dag vir u verder, tada.